In hierdie video gaan ons kyk hoe om te bewys dat twee lyne ewewydig is, okay? Ewewydig, onthou ons die teken as ek sê twee sulke skewe lyntjies en ek sê byvoorbeeld lyn AB, daar's A, B en lyn CD. So byvoorbeeld CD. En dan sê ek hulle is parallel, né? Of ewewydig. Dan beteken dit daar's twee sulke pyltjies in. Hulle loop saam. Okay. Nou is die vraag. Ek het twee lyne hierso. Hoe bewys ek die lyne is ewewydig? Ek kan nie net sê hulle is nie, ek moet dit bewys op 'n wiskundige manier. Nou, onthou julle vir die eienskappe van ewewydige lyne. As ek ewewydige lyne het, dan het ek mos ooreenkomstige hoeke. So nou werk ek die ander kant om. As ek wil bewys dat hierdie twee lyne ewewydig is, nee, dat hulle sulke pyltjies in het, dan moet ek soek, het hulle ooreenkomstige hoeke. Okay. As hulle daai ooreenkomstige hoeke het, dan sê ek, yes, hierdie lyne is ewewydig. Goed, nou wat onthou julle nog van ewewydige lyne? Die I, miskien, nee, as ek twee hoeke daar het, en hulle gee saam vir my 180 grade, nou, as dit gebeur, dan noem ek mos dit ko-binnehoeke, en hulle is supplementêr. Supplementêr beteken 180 grade. As daai hoeke vir my saam 180 gee, dan sê ek, okay, hierdie lyne is ewewydig. Goed. Dan, die laaste ding wat ek onthou by ewewydige lyne is my N, né? En as ek nou twee hoeke sien wat gelyk is, en hulle is in daai posisie, dan sê ek mos nou, verwisselende hoeke is gelyk. En as dit die geval is, dan kan ek sê, wow, hierdie lyne is ewewydig. So, hier is my 3 maniere om te bewys, twee lyne is parallel of ewewydig. Goed, kom ons kyk nou so 'n voorbeeld om dit te verduidelik. So hier vra hulle, hoekom is lyn AB ewewydig aan lyn CD? Kom ons gaan kyk. So ek sien lyn AB en hulle sê dit is ewewydig aan CD en hulle vra hoekom. Nou sien jy dat hier's 108 grade en hier's 'n hoek van 108 grade. Kom ek kry my highlighter. Hier moet 'n patroon wees. Sien jy die patroon? Dis 'n kom ek kry my highlighter. Dis 'n F wat vorm. So hierdie hoeke is ooreenkomstige hoeke. En dis dan my rede. Ooreenkomstige hoeke is gelyk. Dit is die hoekie EGA. Kom ons gaan soek hom. Daar's EGA en hy is gelyk aan GAC. Okay. En daai twee hoeke is 108 grade. Cool. Dan moet kyk by die volgende skets. Hierso sien ek lyn AB is daar en CD is hierso. Okay. So ek moet soek vir 'n FI of 'n N. Sien jy dat daarso is 'n 77 grade hoek, G4 en H2. Okay, kom ek skryf dit neer. G4 en H2 is albei 77 grade. Nou, die vraag is hoekom. Okay, kom ek kry my highlighter. Sien julle 'n vorm? Ek sien 'n N of 'n Z. Ek sien dit. So nou gaan my rede wees verwisselende hoeke. En dit is hoekom hierdie lyne ewewydig is, want daar is verwisselende hoeke. Goed. Nou in 'n meer formele voorbeeld, né? Nou begin jy goed soos x'e en y's te sien, dis meer op standaard. So, okay, wanneer jy 'n onbekende sien, nou 'n onbekende soos 'n x of 'n y of jy weet enige ander letter, dit is 'n onbekende. Los dit eers op, soek die waarde van x. En ons doen dit in graad 8 en 9 met vergelykings. Jy stel 'n vergelyking. X is gelyk aan iets. Okay? En dan as jy klaar vir x gekry het, vervang dit terug in jou op jou skets en om die grade te kry. Okay? So as daar 'n x is, gaan jy eers hierdie stappe moet volg. Right. Kom ons gaan kyk nou na die voorbeeld. Hier sê hulle bewys lyn PQ
kom ek kry hom, daar is ons peekie, is ewewydig aan lyn ST. Okay. Maar hier is x, so ek gaan dit eers moet oplos, voor ek kyk na my f of my i of my n. So ek maak net 'n nota hier, ek moet soek vir 'n f, i of 'n n. Okay, maar voor dit, kom ons los op vir x, dit is my eerste stap. Nou, hoe los ek op vir x? Wel, sien jy dat hier miskien iets is soos 'n reguit lyn? Nee, ek sien 'n reguit lyn. Ek sien dat hierdie twee hoeke saam vir my 180 grade gee, want dit is op 'n reguit lyn. As ek hulle plus, so kom ons skryf dit neer. Kom ons sê 3x plus 10 plus 4x plus 30 en dit gee vir my 180 grade. Die rede, hoeke op 'n reguit lyn. Okay. Nou onthou ek, as ek 'n vergelyking het, probeer ek my x alleen kry, né? So ek moet al die x'e aan een kant kry, en ek moet al die ander waardes, soos byvoorbeeld die 10, die heelgetalle, of die gewone getalle, moet ek aan die ander kant kry. Goed, so kom ons doen dit. As ek het 3x plus 4x aan die een kant, dan vat ek die 10 oor, dit word 'n minus, en ek vat die 30 oor, dit word 'n minus, en nou het ek 7x hierso, en ek het 140 aan hierdie kant. Goed, nou, as ek x alleen wil hê, moet ek mos nou deel met daai 7, né? So ek sê 140 gedeel deur 7, want dis die teenoorgestelde van mal, en ek wil daai 7 weg hê. So nou is my antwoord 20. X is 20 grade. My tweede stap sê, van as ek x het, vervang x in. Goed, so, by daai eerste hoek, nee, die hoek se naam is SON, dis die eerste hoek, kyk hoe vorm hy, SON. Daarso het ek 4x plus 30, as ek die 20 insit, dan sit 4 maal 20 plus 30. Kyk, dis 80 plus 30 grade, en dit gee vir my 110 grade. Goed, nou skryf ek dit in op my skets. Goed, so hierdie is 110 grade, en as ek nou die ander kantste hoek soek, die hoek wat sê SOM, okay, so dis nou die hoek aan, kom ons wys, SOM, dan vervang ek mos nou 3x plus 10, ek vervang die 20 in, en dit word 3 maal 20 plus 10, en dit geef my 70 grade, en ek gaan dit gaan invervang op my skets, om my te help, né? Cool. Nou het ek nog steeds nie my vraag geantwoord nie. My vraag sê, bewys PQ is parallel aan ST. So wat sien jy by hierdie lyn PQ en ST? Sien jy enigstens hoeke wat dieselfde is? Ek doen. Hierdie hoek is dieselfde en hierdie hoek. So ek kan sê, wow, hierdie lyne is ewewydig, omdat daar 'n F is, né? Ek sien ooreenkomstige hoeke. Kom ek highlight dit. Of ek kan sê, ek sien dat hierdie twee hoeke saam gee vir my 180 grade. En dit wil sê dan, dis hoekom hierdie lyne ewewydig is. Ek gaan met daai bewys gaan, maar jy kan enige een kies. Ek gaan sê, hoekie SON plus hoekie PNO is dan nou 110 by die SON hoekie, en die PNO hoekie is 70 grade. As ek dit by mekaar tel, kry ek 180 grade, en dit wil sê, die lyne PQ en ST is ewewydig, want ek het ko-binnehoeke, en hulle is supplementêr. Okay. Nou, as jy partykeer sulke verskriklike sommetjie kry, en jy moet vir x oplos, ek gaan nou net vir jou 'n ekstra gee, hoe sal jy vir x oplos? Daar is 'n paar redes wat jy kan gebruik, wat jy leer in graad 8 en graad 9. Okay. Die eerste rede is, hoeke op 'n reguit lyn, en jy onthou die rede, daai twee hoeke saam gee vir 180, kom ek skryf dit hier in,
Volgende een wat jy het is hoeke om 'n punt. Of die een wat vir jou sê al hierdie hoeke saam gee vir jou 360 grade. Dis ook 'n omwenteling. Dis die ander woord. En dan die derde rede is regoorstaande hoeke. Regoorstaande, dan onthou ons die V, né? Dis so tipe V en dan die een hoekie hier is gelyk aan daai een hoekie daar. Wanneer hulle vir jou iets gee soos 'n driehoek, as daar 'n driehoek in jou vraag is, né? Soos hier het ek 'n voorbeeld waar ek ewewydige lyne moet bewys en ek het 'n driehoek. Hoe gaan ek dan vir daai X en Y kry? Okay. Dan gebruik jy jou redes vir jou driehoeke. Watter redes het jy al geleer? 'n Gelykbenige driehoek. Dis die een wat jy geleer het. 'n Gelyksydige driehoek. Nou by 'n gelyksydige driehoek weet ons dat elke hoek hier is, kom ek skryf dit in. Elke hoek hierso is 60 grade. Okay. Of jy kan ook gebruik die buitehoek van 'n driehoek. Dis jou volgende rede, so jy gebruik die buitehoek van 'n driehoek. En die laaste een wat ons geleer het is som van die binnehoeke van 'n driehoek. Okay, en dit gee vir jou 180 grade. So hierdie is dan nou die ekstra voorbeeld wat ek met julle wil doen, want daar is 'n driehoek in. En jy moet bewys lyn MN is ewewydig aan OP. Hulle gee vir jou S1 is gelyk aan Y, dat ons Y, S2 is gelyk aan X en hulle sê Q1 is gelyk aan 60. Op jou skets sien jy ook 'n 40 en 'n 80 grade. Okay. Nou hier is baie maniere om dit te doen. Ek kan 2 maniere sien hoe ek hierdie som gaan doen. Kom ons gaan met een van daai maniere. Maar jou antwoord gaan dalk dieselfde wees as jy 'n ander manier volg. Okay, kyk na jou skets, né? Jy sien daar's 'n X en daar's 'n Y. So wat is jou eerste stap? Jou eerste stap is nog altyd los op vir X. En dan, hoe kry ek vir X en vir Y in die geval? Ons gaan vir X en vir Y moet kry. So ek sien X is 'n buitehoek. Wow. Kom ek kry my highlighter. sien julle X is die buitehoek van hierdie driehoek. Wat beteken die 40 plus die 80 gaan vir my X gee. Okay, kom ek skryf dit neer. X is gelyk aan die 40 plus die 80 grade en dit is die rede buitehoek van 'n driehoek. As ek dit bymekaar tel, dan kry ek 120 grade. So nou vervang ek dit in of ek skryf dit in op my skets. Dis my tweede stap. So daai X is 120 grade. Cool, nou moet ek vir Y kry. Y is nie moeilik nie. In hierdie geval kan ek sê daar's 'n reguit lyn en dit gee vir my 180 grade. So die X plus die Y, né? Hoeke op 'n reguit lyn. Kyk, kom ons doen dit. So Y plus X gee vir my 180 grade en die rede is hoeke op reguit lyn. En ek weet dat X 120 grade is, want ek het dit nou net uitgewerk. As ek die Y wil alleen hê, moet die 120 oorkom, so dit word 180 minus 120 en die antwoord is 60 grade. Ek skryf dit in op my skets, dis die tweede stap. Okay, nou het ek nog steeds nie my vraag beantwoord nie. Ek moet bewys dat lyne MN ewewydig is aan OP. So, ek sê FIN. Hoe gaan ek dit bewys? Het ek 'n ooreenkomstige hoeke, binnehoeke of verwisselende hoeke? Kom ons kyk. Nou, ek sien, ek weet nie of julle dit sien nie, maar ek sien, hier's 'n 60 grade en hier's 'n 60 grade. So, daar is 'n Z of 'n N wat vorm. Sien julle dit? En dit beteken hierdie lyne is wel ewewydig. Hoe skryf ek dit? Ek sê, okay, ek let op dat hoekie Q1 is gelyk aan hoekie S1. En dis albei 60 grade. Dit beteken dat hierdie lyne MN is ewewydig aan OP. En die rede is een van my redes. Ek sê verwisselende hoeke is gelyk. Okay. Dankie dat jy gekyk het. Dis dan nou die einde van ons video. Onthou om te share, like, subscribe en deel te word van die Whiteboard SA span.